Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. So as jy die erediensruimte waarskynlik binnegekom het, sou jy geruik het, hier's vars brood, hier's wyn, hier's 'n tafel gedek spesiaal vir jou. Baie welkom by ons diens. Ons gaan vanoggend nie net die voorreg hê om nagmaal saam te gebruik ook as 'n geloofsfamilie nie, maar ons gaan ook ons nuwe kerkraad bevestig. So dis 'n vol en 'n opwindende erediens en is lekker om elkeen van julle deel te hê. Ek gaan sommer heel eerstens begin om te sê, as julle sien dat Tannie Muriel alleen hier sit, ons moet vir hom Graham baie dankie sê. Hy is tans nog op die dak hier besig in die by die gemeentehuis of kantore, waar hulle die dak vervang wat vreeslike skade gekry het as gevolg van al die reën ensovoorts. So ons sê sommer net vir julle baie dankie wat julle 'n hele naweek opgeoffer het vir ons. Dit word regtig opreg waardeer. Vriende, daar's 'n hele lange lys van aankondigings en ek gaan probeer so vinnig as moontlik daardeur gaan. So daarom vra ek, neem asseblief 'n blaadjie by die deure. As jy nou 'n blaadjie reeds soek in die deure, Dewald het nog nie gaan sit nie. Daar het hy nou gaan sit, maar indien hy sal weer opstaan en vir jou 'n blaadjie bring ook as jy gou daarna wil kyk. Die eerste is ons herinner dat ons weer 'n Vrydagfees het eerskomende Maart. As julle nou dink hierdie Sondag is bedrywig, volgende naweek, die hele naweek is bedrywig in die gemeente. Eerstens kuier ons lekker. Meer inligting sal sommer binnekort vir julle gestuur word. Dankie Johan, Leroe, Marika, hulle vir julle wat inisiatief neem vir hierdie Vrydag. En Higoes, die Higoes ook, Henrik hulle. Ons waardeer dit en ons sien uit om saam met julle te kuier. Dan is daar 'n wit olifantverkoping Saterdag. Julle hoor nou al 'n geruime tydjie daarvan. Saterdag is die dag. En julle is meer as welkom tussen 9 en 1 kom en ondersteun die inisiatief. Ons gaan ook sommer so lekker saam kuier terwyl ons kyk na al die mooi goed wat hier is en ook te koop is. En dan is daar, voordat ek daai noem, die Sondag, so dit is nou Vrydag en Saterdag. Volgende Sondag, die 16de Maart, is 'n baie spesiale erediens vir ons as 'n gemeente. Dit is ons verbintenisgeleentheid en 11 jong volwassenes aanvaar hulle doop en hulle verbintenis aan God tydens daai erediens. So kom wees deel van hierdie spesiale oomblik ook in hulle lewe. Hulle is lidmate en is vir hulle 'n mooi en 'n spesiale geleentheid. Kom ons deel dit en vier dit saam met hulle. Daar is meer inligting oor al hierdie gebeure in die brief of wat jy ook online sou kry. Dan vriende, wil ek graag net julle aandag bevestig op 3 inisiatiewe wat deur ons kerkraad goedgekeur is en wat eintlik so 'n bietjie jou aandag vra en jou tyd vra. So julle sal in die brief lees, Daybreak House is 'n huis vir babas, weerlose babas. Urban West Foundation is 'n huis vir weerlose meisies van die ouderdom 4 tot en met 18 wat ongelukkig vanweë omstandighede uit hulle ouer huise uit verwyder moes word. En dan Regaai Kleuterskool waarmee ons 'n ruk lank al betrokke is en veral ook spesifiek saam met Yvonne of onder leiding van Yvonne wat die voeding betref. En Petro, dankie ook vir die rol wat julle daar speel. Ons waardeer dit geweldig. Ek kan dalk net noem dat ons bevoorreg was en lees asseblief in die brief om 'n jong meisie se dag baie spesiaal te maak, haar verjaarsdag in die week Vrydag. En kyk 'n bietjie daar, ons kon vir haar verversing saamstuur vir haar klaspartytjie. En dit is mos nou deel van laat my taal my nou in die steek, ons commitment hierdie jaar om te sê, ons wil vir elkeen van die jong dogters wat daar is, op hulle verjaarsdag, dit vir hulle spesiaal maak. So, kan loer 'n bietjie daar, die 20ste Maart is die volgende verjaarsdag. So, ons het nog nie iemand wat vir ons daar help nie, en jy is meer as welkom. Kontak die kantoor vir 'n paar riglyne oor wat ons saamstuur en hoeveel maatjies daar in die klas is, en dan maak ons so op hierdie manier elkeen se verjaarsdag vir hulle spesiaal. Goed, dan is daar 'n klompie mense aan wie ons dink. Martin en Jelisna Britten, sy dogter Anna, Dominee Andrei se kleindogter, het 'n groot operasie ondergaan verlede week en sy is ontslaan en sy sterk tans tuis aan, maar ons dink in die besonder ook aan hulle gesin. Ons dink aan Enrique, Dikkie, Celia, wie sy dogtertjie en sussie eintlik tot gister laatmiddag nog in die hospitaal was. Sy is ook nou ontslaan en besig om aan te sterk by die huis. Tannie Ilse was in die hospitaal, maar oom Kosie vanoggend, sy is ook gelukkig gister huis toe. En op dieselfde noot soos wat Elisna uit is Klein Alto weer in die hospitaal.
met 'n reaksie, allergiese reaksie, 'n by wat haar gesteek het, so julle De Vos familie, uitgebreide De Vos familie, ons dink aan julle almal en ons hoop dat julle jong klomp sommer almal by die huis is en veilig is binnekort. Dan sê ons geluk aan almal wat verjaar nie net vandag nie, maar reg deur die week, in die besonder vandag Nadia Hetzel, Mandy Skooman en Hannetjie Toute. Mag dit vir julle 'n spesiale dag wees en ook vir almal wat gedurende hierdie week verjaar. En laaste, indien jy 'n besoeker is of 'n nuwe intrekker is en deel van hierdie geloofsgemeenskap wil word of tuis voel hier, kom ontmoet gerus vir my of vir Dewald hiervoor by die nagmaaltafel. Vriende, dis 'n mondvol. So voordat ons gaan begin om saam te dink ook oor hoe 'n lewe lyk in navolging van Christus, so op 'n eerste Sondag in lydenstyd. Dis die lydensseisoen wat ons nou in die kerkjaar vier. Kom ons neem net 'n oomblik en word stil. Ek gaan vra dat een van ons jong lidmate, Philip, asseblief vir ons die kers hiervoor kom aansteek. Die kers ook as 'n simbool van die teenwoordigheid van Christus hier by ons. Dankie, Philip. Daar sê, ons nagmaaltafel is nog in een stuk. Dankie, Philip. Vriende, terwyl ons so sit, sing ons toetrede lied, 'n lied wat ons aandag help fokus ook op die lydenspad van Christus wat ons van hierdie Sondag af, eintlik al van Woensdag hierdie week af herdenk. Lied 396. Reg oor die wêreld word lydenstyd met die aanvang van die lenteseisoen gevier. Hier by ons
in die suidelike halfronde die begin van herfs. Daarom aan die begin van hierdie seisoen, die gedig van NP van Wytlou, vroeg herfs, vanoggend in die vorm ook van 'n verootmoediging om ons nadenke verder te lei. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbruin en witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val, so stilweg in die rookval bos en laan. Dat die takke van die lang populiere al teen elke ligte môre witter staan. O Heer, laat hierdie dae heilig word. Laat alles val wat pronk en sieraad was, of enkeljeug en ver was van die pyn. Laat ryp word, Heer, laat u wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelik vas en nakend uit my teerder jeug verskyn. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die lydende Here, genade en vrede. Jy is so welkom vanmôre en ook om saam hierdie lydenspad met mekaar agter die Here aan in hierdie seisoen te loop. Ek het reeds genoem, ons het die voorreg om vanoggend die sakrament van die nagmaal saam te beleef en te vier. Ons lees in die evangelies, die disippels vra groot tekens. Watter teken gee Jesus? 'n eenvoudige teken, brood en wyn. En hy nooi almal, klein en groot, ver en naby, om aan tafel te sit, sy tafel te sit. Dit is 'n interessante kunswerk hier op die bord van Margaret Atwood, The Last Supper. Want ons sien Jesus hier eintlik net van agter af en ek wil vir u sê hoekom. Die mense wat ons daar sien is belangrik, selfs belangriker. Wie is hulle? Dis ons. Dis jy en dis ek wat genooi word om by hierdie tafel te kom sit. Nie 'n netjiese groep disippels nie. Dis sommer vroue, kinders, babas, mans wat daar saam drom rondom die tafel. Maar dan val jou oë op die elemente op die tafel, die brood en die wyn, die eenvoud wat hier gesuggereer word, wat vir almal rondom die tafel iets van die troos en die teenwoordigheid van God bied. Mag dit ook vanoggend elkeen van ons se belewenis rondom hierdie tafel wees. Ter voorbereiding vir die gebruik van die nagmaal so aan die begin van hierdie lydensseisoen, waarop die menswees en die lyding van Christus mos nou sentraal staan, gaan ons voortgaan met 'n responsoriese litanie. Here Jesus, U het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Voed ons vanoggend sodat ons nooit weer honger en nooit weer dors sal kry nie. Here Jesus, U het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Skyn in elke duister hoekie van ons lewe. Gee vir ons die lig wat lewe gee. Here Jesus, U het gesê, ek is die ingang vir die skape. Laat ons deur U in en uitgaan en gee vir ons weide. Here Jesus, U het gesê, ek is die goeie herder. Dankie dat U U lewe vir ons afgelê het. Here Jesus, U het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Ons glo in U, Here Jesus, en sal leef al sterf ons ook. Here Jesus, U het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons gaan deur U na die Vader. Here Jesus, U het gesê, ek is die ware wingerdstok en julle die lote. Help ons om in U te bly, sodat ons baie vrugte sal dra. Ons gaan 'n volgende lied sing wat deel vorm van ons gebed, lied 303. Dis 'n nagmaalslied.
Sy ontstaan in Frankryk en dit is totaal vol wonderlike eenvoud. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil jou honger. Tweemaal terwyl ons so sit. Ek wil graag ons kerkraadslede na vore toe nooi om vir ons die tafel voor te berei en ook die tekens uit te deel. Ek vra dat u die tekens net by jou sal hou totdat ons almal ontvang het. Daarna gaan ons dit instel en saam gebruik.
Kan ek dalk net sien, is enige iemand oorgeslaan met die brood en met die wyn? Dankie. Kom ons bid saam. Here, dit is by hierdie tafel gelaai met kollektiewe seer van 'n gemeenskap, 'n wêreld, maar ook gelaai met u lyding en seer waar ons vanoggend kom aansit. Dankie dat u 'n God is wat net met genade werk. Amen. Die brood wat ons breek, is die herinnering aan ons Here Jesus Christus, wat tot aan die kruis vir ons kom wys het, dat God betrokke is in hierdie wêreld, naby is, sorg. Neem, eet dit, dink daaraan, dat jy 'n vry, heel mens is, wat vanuit hierdie groot genade en ontferming van God, die nuwe lewe wat God ons skenk, leef. Die beker van danksegging, wyn wat ons drink, herinner ons aan Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis. En daardeur God se liefde, God se ander manier vir mense sigbaar gemaak het. Neem, drink, dink daaraan dat ons in hom die volheid van hierdie lewe kan ervaar. Ons antwoord op die maaltyd deur saam die Onse Vader gebed te sing, te bid, wat ons manier is om ook vanoggend vir die Here te vra dat hierdie nagmaal, hierdie tekens ook in ons elke dag sal bestaan. Kom ons bid saam.
Dit is belangrik vir ons dat ons jong klomp saam met ons rondom die nagmaaltafel en aan die nagmaaltafel sit. Daarom is julle nou eers op pad uit en julle kan sommer vorentoe kom en saam met ons fasiliteerders na buite gaan waar julle ook gaan verder saamdink oor lydenstyd. Julle gaan saam met Tannie Zandri, Jolani en Jessie en ook Sabet, Magtel en Hanlie. Dankie ook vir julle en julle liefde en moeite met ons kinders. Voordat ons gaan saam bid, saam lees uit die skrif en verder saam gaan dink, kom ons bid ook saam. Here, ons kom vanoggend met diepe eerbied, want ons weet as ons agter die man van lyding probeer aanloop op die lydensweg, dan staan ons op heilige grond. Dan voel ons soos Moses om ons skoene uit te trek en neer te kniel. In hierdie tyd waar ons aan u lyding dink, wil ons skaars praat of preek of woorde gee aan mekaar. Ons wil eerder luister. Luister na die lydende Heer se woorde wat oor die eeue heen ook ons ore bereik. Ons verstaan so min van mekaar se lyding. En as ons dink aan die Heer se lyding, dan kan ons maar net swyg. Tog so rondom 'n nagmaaltafel dink ons vanoggend ook aan al die lyding in hierdie wêreld. Aan smarte ongekend, diepgaande, wat harte verskeur, wat mense benoud maak, wat ons versla maak. Ons wil die hele wêreld so, Heer, aan u toevertrou. Amen. Liewe gemeente, ons weet mos nou lyding is nie 'n gewilde tema by ons nie. 'n Mens is geneig om dit te vermy. Maar tog, lyding het so 'n omvang aangeneem dat dit die nadenke oor die identiteit van Christen wees ingrypend beïnvloed. Dit wil sê as jy nugter is, as jy goed kyk, as jy met oop oë deur hierdie lewe gaan. Niemand kan met 2 voete in ons wêreld staan sonder om te dink wat al die lyding vir hom of haar as 'n gelowige beteken en inhou nie. Egte geloof vra immers dat 'n mens die volle omvang van lyding sal besef en op 'n manier aanspreek. Daarmee wil juis hierdie seisoen in die kerkjaar ons help. En dit stel inderdaad ongemaklike vrae aan ons, aan die Christelike geloof. Hoe pas God en God se wil in by die tragiek in die verskeie oorloggetuisterde gebiede in ons wêreld? Hoe pas dit in by die onmeetlike lyding wat mens en natuur ervaar, die brute geweld? Dis dikwels my ervaring dat ons nie meer woorde het om ons innerlike onvermoë om te bly glo uit te spreek nie. Nou hierdie soort van gebeure vra oor die geskiedenis heen altyd diep en ernstige vrae aan die Christelike geloof. Hoe werk dit dan dat jy oor die mag van God sing, maar intussen gebeur die gruwelikste goed denkbaar in hierdie wêreld? Ons sing van die almag van God, ons bid dit in ons gebede. Mooi klinkende woorde.
Maar dan lees ons in die week van babas so jonk soos 1 jaar wat verkragt word in die burgeroorlog in Sudan. Kan jy dit dan nog sing? Kan jy dit dan nog bid? Terwyl jy met dit gekonfronteer word. 'n Vraag wat duidelik die diepste kante van ons bestaan raak. Waar is God dan nou in lyding? Baie boeke van groot geeste het met hierdie vraag vanuit 'n geloofshoek geworstel. Diepsinnige antwoorde is gegee. Maar vir al die diepsinnige antwoorde is daar veel meer oppervlakkige reaksies. Die wat so liggies met smart omgaan. Hulle wat maklik van lyding na troos toe kan spring, wat so goed God se wil verstaan, wat so gou van lyding praat as toetsing, wat so vinnig 'n antwoord kan gee. Ons ken hulle taal. Jy moet net glo, dan sal jy genees word. Ons ken hulle vinnige antwoorde as ons langs die sterfbed van 'n kind of 'n geliefde staan, wanneer hulle vir ons moed inpraat en so gemoedelik vertel, toe maar, eendag sal jy verstaan. Vriende, dis ook dikwels mense wat in die lydenstyd mooi woorde sal praat oor die opstanding, asof die kruis, asof die lyding maar net 'n kort skaduwee is wat spoedig onder die helder lig van die opstanding verdwyn. So ons ken die vlak antwoorde op die groot vrae van lyding en geweld. Die vingerdiep gepraat. Maar lydenstyd wil by uitstek vir my en vir jou help om hieroor te dink en dan geloofwaardig hieroor te antwoord. Voorop in hierdie seisoen in die kerkjaar is inderdaad die vraag na God. Want liewe gemeente, hoe ons oor God dink, maak saak. In haar boek met die titel Why is there suffering? Pick your own theological expedition, skryf die teoloog Bethany Sollereder oor ons pogings om sin te maak van God en die lyding van hierdie wêreld. En dis nou werklik 'n boek wat ek vir enige een van julle sal aanbeveel om te lees. Is onlangs wat hy verskyn het in 2021 en op 'n heel kreatiewe manier is hierdie boek soos 'n reis wat jy aanpak. Aan die hand van vrae waarop jy antwoord, beweeg jy in die volgende rigting. Jy sien telkens ander moontlike antwoorde op die vrae wat mos nou op ander denkrigtings dui. En ek dink alleenlik hierdie hele proses om bewus te word van ander maniere om te dink oor iets wat so krities belangrik is in ons lewe, 'n saak wat so diep en na in die hart van almal van ons lê, is alreeds na my mening 'n goeie plek om te wees. Net bewus te word, daar's nog maniere om hieroor te dink. Nietemin die reis van nadenke oor die lyding van hierdie wêreld en ons geloof begin dan ook inderdaad met 'n vraag: What is God like? Dit is die wegspringpunt. Want herinner sy weer, jou antwoord op hierdie vraag, hoe is God? Hoe ek en jy oor God dink, dis nie 'n klompie filosofie nie. Dit maak saak. Dit bepaal uiteindelik hoe jy oor alles in hierdie lewe dink, oor jouself en ja, veral ook oor die lyding van hierdie wêreld. Nou, soos 'n goeie teoloog is die motivering van hierdie vertrekpunt in haar, maar uiteindelik ook in elkeen van ons wat hierdie boek optel en lees, se nadenke gebaseer op goeie ervaring en navorsing. Ek noem sommer net twee van die motiveringe waarom sy besluit het om die boek juis ook op so 'n manier aan te pas. Die eerste is so 'n bietjie van 'n persoonlike ervaring en dit neem haar terug na die hart van hierdie teologiese probleem wat lyding betref. Sy sê dat ons in die tradisie waarin ons dikwels uitsluitlik praat in kategorieë van krag en mag en almag wanneer ons oor God dink. En dan voeg sy by, tog ly ons en ons ly nie net 'n bietjie nie. Sy sê, for all its goodness and beauty, this is a tear-stained existence. Nou dit is deel van ons tradisie, inderdaad, om van Jesus hierdie
pantokrator te maak. Dis hierdie almagtige een wat regeer, wat baie van die ikone van die vroeë kerk mos nou vir ons uitbeeld. Jesus word dan uitgebeeld as 'n pantokrator, diep onder die invloed van die Romeins-Griekse, Hellenistiese wêreld, wou hulle iets oor Jesus sê. En dan maak hulle hom hierdie magtige koning. Maar dis dan nou ook die prentjie van God wat soos 'n marionetmeester touwtjies trek en alles laat gebeur en verander. Dis hierdie God wat kies watter ramp moet wanneer getref word en wanneer die gemors ook weer opgeruim moet word. God wat dan letterlik die oorsaak van alles word en op 'n manier bring ek ook dan nou alles letterlik in verband met God wat dit doen. Maar dan vertel sy hoe sy op 'n keer, toe sy totaal wanhoopig gevoel het, in 'n erediens gesit het en haarself net nie kon kry om die woorde van 'n bekende lied, 'n loflied saam te sing nie. Loflied met die woorde, you are so good, you are so good, you are so good to me. En dan sê sy, daai woorde het net so hol gevoel. Want in die lig van al die gruwels wat sy gesien het op TV en in die nuus, het sy gesê, maar God's goodness certainly did not seem evident to me. En sy gesukkel het om daarvan te sing. En in 'n mate, en dit het ek soveel waardering vir haar, praat sy met huiwering daaroor, want soms vind mense daarin 'n stuk geborgenheid. Maar daar kom 'n dag wanneer daai ding jou inhaal. Wanneer jy in die gebrokenheid van hierdie wêreld, het sy in jou eie lewe, of rondom iemand anders naby aan jou, net nie meer die kloutjie by die oortjie kan kry nie, want waarom het God dan nou gekies dat dit juist met my moet gebeur? Of dat my kind moet sterf terwyl 'n ander nie hoef nie. So jy hoor, hier's 'n sterk stuk persoonlike ervaring wat sy ook hier indra, maar dan 'n tweede en baie interessant stuk navorsing wat sy ontdek het, en as jy die boek, as jy meer inligting wil hê, vra vir my na die tyd, is 'n projek wat geloods is, waarin hulle kyk hoe geloofsoortuiginge beïnvloed hoe ons pyn ervaar en verlies ervaar. Hoe jou prentjie van God jou veerkragtigheid binne in lyding affekteer. Met ander woorde, wanneer 'n groot ramp tref, soos 'n sikloon of 'n aardbewing, dan word daar geondersoek of is mense wat glo dat God saam met hulle ly, naby hulle is, reageer hulle op 'n ander manier as mense wat dink God gebruik hierdie rampe om lesse te leer of om mense te straf vir hulle sondes. En dan het hulle inderdaad bevind dat die manier waarop ons oor God dink, verander hoe ons oor die dinge wat met ons gebeur dink. En dan maak sy hierdie belangrike opmerking. All those seemingly abstract concepts I had learned in the theology class about the nature and the character of God had real life consequences for people. I began to think, if we can help people to think differently about God, perhaps we can help them encounter their suffering in better ways, ways that would lead them to suffer less. Maybe the terrified anxiety of someone who thinks God is punishing them for their sin with a devastating earthquake or cancer can be alleviated, and they can instead be comforted by God's love. So julle hoor, wat ons oor God dink, maak saak. Daar is 'n ander boek, The Christ-like God, van John Taylor. En dis nie net die titel wat 'n mens aangryp nie, maar is daai kunswerk op die afdruk van 'n skildery wat op die voorblad het wat 'n mens se aandag onmiddellik trek. Nou die skildery is deel van 'n reeks en jy sou die prentjie waarmee ons begin het ook al reeds iets daarvan herken. 'n Reeks van 'n byna 1000 klein skilderytjies wat 'n Russiese kunstenaar Javlensky tussen 1934 en 1937 geskilder het. En al die skilderye in hierdie reeks is in 'n abstrakte styl en het dieselfde basiese struktuur. Julle sal sien daar 2 horisontale lyne en 'n swart vertikale lyn wat op 'n manier oë en 'n mond voorstel en 'n agtergrond van kwashale in verskeie kleure. Daar's hierdie sterk ooreenkoms met die ikonografie van die Grieks-ortodokse tradisie. Hy is ook in daai tradisie.
Maar wat my verder tref is dat elkeen van die skilderye ook soos 'n venster lyk, waardeur 'n mens na die werklikheid agter die gesig op die voorgrond kyk. Nou, ortodokse gelowiges bestempel immers mos nou ikone as vensters waardeur jy kyk. Maar die implikasie sou dan wees dat die uitbeelding van Christus 'n venster word waardeur 'n mens na die dieper werklikheid van God kyk. Of soos Jesus self in Johannes 14 sê, wie my sien, sien die Vader. Nou in party van die skilderye is die kleure wat gebruik is meer somber, soos op die voorblad. Terwyl in ander daar meer helder kleure is, wat op 'n manier ook wil sê, maar God word nie net in vreugdevolle oomblikke van die lewe ontdek nie, maar ook in die donker en die swaarder tye. Maar verder is dit opvallend dat die vertikale en die horisontale lyne in elkeen van hierdie skilderytjies 'n baie duidelike kruis vorm. Christus bied dus nie net op 'n algemene wyse 'n venster op God nie, maar vir hierdie kunstenaar is dit veral as die gekruisigde dat hy vir ons 'n blik gee op hierdie wesensaard van God. Juist die pyn en die lyding wat Christus deurgemaak het, getuig van wie God is. En dit bring 'n mens terug by hierdie boek van Taylor, waarvan die titel ontleen is aan 'n opmerking van Michael Ramsey, die toenmalige aartsbiskop van Canterbury, wat by geleentheid gesê het, God is Christ-like, and in him is no un-Christ-likeness at all. So in ons nadenke oor God en oor lyding, erken ons, daar's bitter min wat ons sal kan sê met geloofwaardigheid, dalk selfs niks wat ons met geloofwaardigheid kan sê oor die hoekom die lyding van die wêreld daar is nie. Maar een ding in ons nadenke as gelowiges staan vas, wat ons bo alles van God kan weet, is dat God soos Christus is. En lydenstyd nooi ons uit om deur hierdie venster van die kruis na God en die wêreld te kyk. Ek wil vanoggend 'n teks saam met jou lees uit Filippense 2, wat op 'n manier aangrypend sê, maar as jy nog wonder hoe God is, hier is jou venster. Dit is hoe God is. En weet ons, hierdie teks word ons nou beskou as een van hierdie bondige opsommings van Paulus se hele teologie oor God, oor Christus. En is mos nou ook 'n lofsang wat Paulus hier gebruik, 'n himne, of hy dit nou self geskryf het en of hy dit elders geleen het, dit weet ons nie, maar ons weet dis een van die vroegste Christelike lofsange wat gaan oor wie Jesus is. In hierdie teks word daar eers oor Jesus gepraat. In vers 5 gebruik Paulus dit as 'n manier om mense te motiveer om 'n ander gesindheid, 'n ander perspektief te openbaar. En dan begin vers 6 iets sê oor wie Jesus is. Laat die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. So saam met al die lyding wat in ons goeie wêreld, in ons mooi wêreld teenwoordigheid, is ook die teenwoordigheid van die kruis. En dan is God nie teenwoordig as die reënmaker wat te veel reën bring sodat sommige sterf in die vloede en enorme verwoesting bring en kies om ander plekke te straf en geen reën te bring nie. Nie die marionetmeester wat touwtjies trek en alles verander nie. Kennelik is dit nodig dat ons herbedink oor waar God dan nou daarin alles is. Duidelik nie. As jy deur hierdie venster kyk, die een wat kanker gee en kanker wegneem, sommige babas red en ander nie. Ons moet gewoon anders oor God dink. Ons moet aan God dink in terme van Jesus. Ons moet aan God dink in terme van die kruis, wat ook in hierdie wêreld gebeur het.
Ons moet aan God dink in terme van hierdie een ter wille van ander, hierdie een wat soos 'n slaaf die pyn en gebrokenheid van hierdie wêreld kom vat het, kom help dra het en in die proses kom heel maak. Die Suid-Afrikaanse teoloog Daniel Louw skryf in hierdie outobiografie van hom Daar is meer. En dan vertel hy dat die kern van hierdie boek het ontstaan vanuit sy jarelange soeke na egtheid in die Christelike geloof. Hoe praat ons met egtheid oor God en dit wat in hierdie wêreld gebeur? En dan sê hy is op soek na die middelsee van Christelike geloof. Daai eerste noot in die middel van die note waarvan alle note afwaarts en opwaarts stel as jy in harmonie op 'n klavier wil speel. En dan ontdek hy op 'n dag 'n ou boek op sy boekrak van Ludwig Feuerbach met die titel Die Wese van die Christendom. En in hierdie boek lees hy 'n eenvoudige sinnetjie wat hom sê hy sprakeloos laat. 'n God sonder 'n hart is 'n afgod. 'n God sonder 'n hart is 'n afgod. En hy besef net daar die sleutel van geloof lê vir hom daar. Dit is die middelsee. En dan sê hy natuurlik word dit net versterk wanneer Paulus praat van die gekruisigde Christus waarin hy nie skroom om die weerloosheid van God vir mense te verduidelik nie. En die Grieke het nie daarvan gehou nie en die Jode het nie daarvan gehou nie, maar dit is die middelsee. En dan sê hy ongelukkig glo hy die Christendom het hierdie middelsee ergens langs die pad vergeet. En dit is die venster wat Paulus in die vorm van 'n lied vir hierdie gemeente in Filippi gee. Wie deur hierdie venster kyk, ontdek hoe God die ontfermende een is. Die een wat in jou lyding teenwoordig is. Hy het gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, die dood aan die kruis. Vriende, dit so aan die begin van lydenstyd, daai korreksie op hierdie God, die magtige wat touwtjies trek teenoor hierdie beeld wat Jesus gee, van God wat induik in mense se nood in die natuur se nood in, die God wat naby aan mense kom, die God wat in Jesus illustreer hoe God oor die wêreld dink, deur aan 'n kruis te hang. Dit is 'n prentjie wat ek glo ons kan help. So hoe vreemd dit mag klink in lydenstyd hierdie seisoen waarin die kruis van Jesus prominent staan, word ons prentjies van God herskryf. Deur Jesus, deur hierdie selflose een. So terug na ons vraag, waar is God dan nou as ons pyn en lyding en onsekerheid ervaar? Die kruis van Jesus is die baken wat jou lei na die plek waar jy vir God sal kry. God is die teenwoordige in Jesus Christus. Nie die reënmaker nie, nie die marionetmeester nie, die gekruisigde Jesus. In hom ontdek ons nie die hoekom die lyding hier is nie, maar die wie in die lyding teenwoordig is. Mag hierdie klompie weke wat voorlê vir ons help om ons prentjies van God te herskryf deur hierdie venster, die venster van die gekruisigde Jesus. En mag dit ons help om meer genuanceerd oor God en die lyding van hierdie wêreld te praat. Amen. Ek vra dat julle saam met my sal staan en dan bely ons geloof hardop.
Ek glo in die skepende God van die wordende heelal, wie se naam te heilig was om uit te spreek, Jahwe, die God van Israel, wat Vader geword het vir Jesus van Nasaret, die wonderskone boodskapper van die onmoontlike liefde, deur wie God my Vader, maar ook my moeder is. Ek glo in die Heilige Gees, wat mense in alle tye inspireer tot werke wat stempel dra van die ewige. Ek glo omdat ek lewe, ek aan alle lewendes sorg en deernis verskuldig is. En ek glo dat as ek sterf, ek opgeneem sal word in die durende siklus van vernuwing en verval. En dat die lewe triomfeer in elke geboortekreet, omdat die lewe magtiger is as die dood. Amen. Vriende, voordat ek ons nuwe kerkraad na vore roep, jy weet hoe dit hier by ons werk, jy word verkies op die kerkraad vir 'n termyn van 2 jaar, daarna kan jy, indien jy beskikbaar is, herverkies word vir 'n verdere 2 jaar, maar daarna is daar eers 'n rusperiode van 2 jaar. So ek wil begin deur 'n groot dankie te sê aan ons kerkraadslede, wie se termyn nou tot 'n einde gekom het. Hulle het nog vanoggend aan ons die nagmaal bedien. En ons weet dat dit 'n groot klomp tyd en opoffering vat, ook uit julle persoonlike en familie en gesinstyd, en ons as 'n geloofsgemeenskap is geweldig dankbaar vir dit wat julle bygedra het in hierdie 4 jaar wat julle op ons kerkraad gedien het, ook onder leiding van Marius van Sail en Wouter de Vos. Ons is vir julle regtig innig dankbaar. Vriende, kom ons gee sommer net vir hulle ook 'n handeklap. Ek nooi dan ook graag ons nuwe kerkraadslede na vore. Sommige van hulle is relatief nuut, in die sin dat hulle nou eers 'n tweede termyn gaan dien, alreeds 'n termyn gedien het, maar dan is daar ander wat splinternuut is. So kom staan gerus hier voor by ons in die liturgiese ruimte. Johan, jy moet hom maar saambring. Julle staan sommer net so hier soos julle gemaklik is, rondom die tafel. Ons glo in Waterkloof gemeente, maar ook in ons gereformeerde tradisie is 'n kerkraad geroep om te onderskei wat God se liefdeswil vir ons tyd en ook spesifiek ons konteks en ons gemeente is. Soos Filippense 1 vers 9 en 10 duidelik lui wanneer Paulus skryf dat hy bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Dit is inderdaad nie aldag 'n eenvoudige taak nie, en deur ja te antwoord dan nou op hierdie roeping, erken elkeen van julle en ons saam met julle hiermee ons diepe afhanklikheid van die Here se leiding, wysheid en insig. Van ons kant af 'n groot dankie vir julle ook. Dankie dat julle ja antwoord op hierdie roeping van die Here om as 'n leier in die gemeente te dien en om kreatief te lei deur te inspireer, te visioneer, te koördineer en te moniteer. Terwyl julle so na die gemeente kyk, gaan ek graag ook die vrae vir julle lees waarna julle dan kan antwoord. Staan jy nog by jou geloofsverbintenis, die verbintenis wat gebou is op God wat ons eerste liefhet, soos dit in die doop as teken van God se genade verbeeld word? Staan jy ook by die oproep dat ons steeds geloof en hoop en liefde van God moet ontvang, soos dit in die nagmaal verbeeld word, om daardeur gevoed en as toegerustes gestuur te word, om waar ons en lidmate ook mag wees, dit 'n plek van genade en geregtigheid te maak. En derdens, beloof jy om in 'n gees van wederwysige vertroue en kritiese lojaliteit saam met ander leiers die wil van God vir God se gemeente in hierdie tyd deur God se gees en deur God se woord te onderskei? Wat is julle antwoord? Dankie.
Ons as 'n gemeente wil dan ook graag die Here se seën oor elkeen van julle toebid met die volgende lied. Die wat kan staan, kan saam met ons staan en die wat nie, is ook welkom om te sit, dan sing ons dit vir julle. Ek gaan vra dat my kollega na vore kom en vir my net help om hierdie aan julle te oorhandig. Ons het die gebruik hier by ons om aan die begin van 'n termyn aan elkeen van julle 'n boek te oorhandig. En dis nou met julle name, so ons gaan so 'n bietjie so bedrywig wees. Mag dit ook iets wees wat julle op hierdie pad deel maak van julle proses van leiding en onderskeiding. As hy Martin. Ek gaan jou nou vir Hendrik sommer gee. Pieter, baie dankie. Baie dankie hoor. Ekskuus, Lukas. Dankie hoor. Simone. Baie dankie. Dan Johan. En Salome. Almal gegee. Dankie, julle is welkom om te gaan sit. Almal gekry. En daar's dan nou nog 3 kerkraadslede wat nie vanoggend saam bevestig is nie en hulle sal op die eerste geleentheid wat ons kry dan nou bevestig word. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers.
Oor die hoekom van die lyding in die wêreld is dit dikwels meer geloofwaardig om net stil te bly. Oor die hoe God is, te midde van die lyding in hierdie wêreld, kan ons met geloofwaardigheid wel antwoord. Kyk deur die venster van die kruis. Daar sal jy vir God kry. Miskien is hierdie laaste lied dan juis nog 'n manier om dit te sê. Dit is die kruis se antwoord op hierdie vraag. Kom ons staan en dan sing ons net 2 verse van hierdie lied. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn. Ek is by jou. Ek gee jou krag. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here en dan gaan jy in sy vreugde en vrede. Mag die deernisvolle nabyheid van God, soos gesien in Jesus Christus, ook aan die kruis, jou vul met nuwe perspektief op jouself en die lewe. Amen.